Goeiemôre broer, suster, vriend, geliefdes, ons weer eens om Hans Barnard hier so van Komati Poort. Kom ons lees vanmôre daar saam uit Matteus 19, daar vanaf vers 16. Hy sê, en daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom watter, en Jesus sê hom dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel en jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemel sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sê sy disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê, wie kan dan gered word? Want Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Broer, suster, ons sien hierdie jongman kom na die Here toe en hy vra, wat moet hy nog doen? Die Here sê van hom, jy moet jou goed gaan verkoop en gee dit aan die armes. Jy sien, as ek hierdie gedeelte lees, dan kan ek ook soos die disippels vra, maar wie sal dan gered word? Wie sal dan gered word as 'n ryk man nie eers in die hemel van die sal kan ingaan nie? Broer, suster, maar jy sien die verskil was hierdie jongman was ryk en hy was aan sy rykdom was hy vas. Hy wou nie sy rykdom wou hy nie los nie, wou hy nie, hy het dit bokant die Here geag. Broer, suster, dit is nie vanmôre 'n sonde nie, ek wil ook nie vanmôre teen mense wat ryk is praat nie. Ek wil ek maar net vir u sê, dat die Here sê, dat daar moet niks tussen hom en jou wees nie. Jy sien hierdie ryk man, het alles gehad, hy het mag gehad, want die rykdom gee mag, want hy klap sy vingers en hierdie ene spring en daai ene spring so ver as wat hy wil hê. Maar dan die Here sê, jy moet dit alles opgee, en daarvoor het hy nie kans gegee nie, want jy sien, in baie gevalle was mense wat ryk is, wil nog meer hê. En indien jy nou hier 'n klompie het, dan wil jy nog meer bymaak, en dan wil jy nog weer bysit, en dan wil jy nog meer gee. En baie van hulle gee ook nie om op wie hulle trap, en waar hulle gaan, en wat hulle doen om daardie rykdom te kry nie. En hulle sal niks verruil vir daardie rykdom nie. Hulle wil gered wees, wou hierdie man gered wees, want hy het kom vra. Maar hy het nie al kans gesien om van sy rykdom ontslae te raak nie. Sy rykdom was vir hom meer werd as wat sy sielsaligheid vir hom werd is. Broer, suster, vriend, hoeveel kere kry ons baie ander mense wat ook dinge het in hulle lewe, dis nie noodwendig rykdom nie. Dis nie noodwendig 'n klomp geld of faam nie, maar ander dinge ook in jou lewe wat jy het, wat groter is as in jou oë as die Here self, wat vir jou vashou, en wat jy nie kan ontslaa raak van nie, en wat jy nie wil ontslaa raak van nie, want hierdie jongman het bedroef geraak, want hy het te veel gehad, en hy wou dit nie los nie. Broer, suster, het dit tyd geword, dat ons daardie dinge eenkant skuif, en dat ons die Here kom volg, en dat ons, dit wat ons tussen hom en ons is, dat ons dit wegvat, en dat ons dit uit die weg uitruim, want hy gaan kom op die wolke, en dan is dit vir jou te laat om dan te sê, Here, maar ek kan al hierdie dinge nou weggee om u te dien, want dan is dit te laat, my broer. Nou moet jy in hierdie dag, vandag moet jy besluit, wie wil jy dien? Wil jy jou besittings dien? Wil jy hier vashou aan alles wat jy het? Broer, suster, ek sê nie, jy mag nie hê nie. As die Here jou seën en jy het dit, en jy kan dit geniet dit dan, maar moet nie die Here vergeet nie, moenie vergeet waar dit vandaan kom nie. Die Here het vir daardie dwaase ryk jongman, vir die ryk
Dwaas het hy gesê, vandag sal hulle jou siel van jou afeis, en wie sinne sal dit dan wees? Daardie wat jy jou skure wil groter maak, en jy wil nog meer by mekaar maak, wie sinne gaan dit wees, my broer? Daardie, die ou mense het 'n gesegde gehad van 'n doodskleed het nie sakke nie. Jy gaan niks daar vat nie, jy gaan niks saamvat nie, jy gaan alleen voor God staan, voor al jou rykdom sal daar niks beteken nie, sal daar nie meer wees nie. En jy sal moet verantwoording doen vir dit wat jy gedoen het met daardie rykdom wat hy miskien vir jou gegee het. Het jy dit gebruik tot eer van sy naam, broer, suster, alles wat ons het, die bietjie wat ek het, moet ek gebruik tot eer van die naam van Jesus, want hy gee vir my dit elke dag. Ek het nog nooit honger gely in my lewe nie, ek het elke dag kos gehad, en ek het elke dag klere om aan te trek, en daarmee is ek tevrede. En as die Here jou seën dat jy baie het, my broer, suster, vriend, weet net waar dit vandaan kom. En moenie dat dit tussen jou en die Here kom nie, want weet net, hy kan dit in een oomblik, kan hy dit van jou weer wegneem ook, want hy gee dit, niemand anders te gee dit nie. Dit is nie jou moet toedoen, en jou slimheid wat vir jou geld gemaak het, en wat vir jou rykdom gegee het nie. Dis die Here wat vir jou geseën het, daaroor kan hy dit weer van jou wegvat. Broer, suster, kom dat ons hierdie wêreldsdinge wat in ons pad is, dat ons dit aflê, en dat ons die Here volg tot aan die einde toe, want hy sê, wanneer die een wat gaan vashou tot aan die einde toe, hy sal gered word. Dat jou loon eerder maar daar in die hemel is, en gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, dan sal jy 'n skat in die hemel hê, dan sal jy daar, wanneer ons eendag vir ewig lewe, sal jy vir ewig 'n skat hê daar by jou, waar hierdie dinge hier op die aarde wat jy het, sal net by die graf sal dit ophou, en sal daar niks meer wees nie. Broer, susters, vriend, kom dat ons die Here dien met ons hele hart, ons hele siel, totdat hy kom. En as ons kyk na die woord, dan kan ons sien dat dit in die laaste dae is wat ons lewe, die Here gaan kom op die wolke, dit is seker, en elke oog sal hom sien, sê hy. So kom dat ons die Here aanhou, deur dat ons hom dank vir dit wat ons het, en dat ons, soos hierdie lied wat ek gehoor het, daar die dankie Here vir die seëninge op my. Die Here gee my alles. Ek het elke dag kos, ek het 'n plek om te slaap, hy gee my 'n lieflike gesin. Alles gee hy vir my. Daaroor kan ek vanmôre hom maar net dank en eer daarvoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vanmôre vir elke een van ons gee die begeerte van ons hart, Here. Ja, Here, ons kan soos die disippels kan ons ook vir u vra, wie kan dan gered word? Maar ons weet, Here, by God is alle dinge moontlik, Here, en u oordeel die hart, u oordeel al. U sien die hart, u sien die gedagte en die bedoelinge. Daaroor kan ons dit maar net in u oorlaat en sê, Here, wees genadig oor elke een, Here, sodat wanneer u kom ons gereed sal wees en saam met u sal gaan. Ons prys u naam daarvoor, ons eer u in die naam van Jesus alleen. Amen.